Goeiedag sê familie en vriende, julle is gegroet in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Baie dankie vir julle wat altyd ingeskakel is by die program van Evangelist Nathan, Besuidenhout Ministries. Die Here is op die troon en die Here het ons deurgedra. Vir julle wat dalk vir eerste maal hierdie program kyk, hierdie program word uitgesaai elke dinsdag aand 7 op Kruiskyk TV, op Kruiskyk Facebook en ook op YouTube. Vir julle kan altyd hierdie boodskappe gaan search op YouTube onder Nathan Besuidenhout. Dan sal u al die boodskappe kry. Maar dankie vir julle wat ingeskakel is. Kom ons lees vandag uit die boeke van Hebreërs 11 vers 1 uit. Die Bybel sê in die boeke van Hebreërs 11, dit sê die aard van geloof, voorbeelde uit die Ou Testament. Vers 1 sê die geloof, dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ek wil met iemand praat vandag oor hierdie onderwerp, behou jou geloof. Die Bybel sê uitdruklik in die boeke van Hebreërs 11 vers 1, die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Om te begin deur iemand te sê die belangrikheid van geloof is, ons moet verstaan dat geloof is nie ek moet sien sodat ek kan glo nie. Baie mense dink hy is gelowig of sy geloof is sterk in die Here as hy sekere dinge sien. Maar geloof is nie ek moet sien sodat ek kan glo nie. Dis andersom. Geloof is ek moet glo sodat ek kan sien. En daarom wil ek jou vandag bemoedig deur jou te sê, hou jou geloof in die Here Jesus Christus. Ek het dit al genoem vir 'n geruime tyd op hierdie program, 'n paar keer het ek dit ook al genoem. 'n Paar jaar terug ook, soos ek altyd die getuie gee om julle te wys hoe belangrik geloof is. 'n Paar jare terug, familie en vriende, het ek gewerk ook by BP Graz ook in Saldanha Bay as 'n petroljoggie. En daar het ek altyd deur gepraat oor die dinge van die Here saam met my kollegas. En op 'n tyd kom daar 'n kliënt en hy sê vir my, jammer om julle te onderbreek, maar daar is nie 'n God nie. God bestaan nie, daar is nie 'n Here nie. En ek sê, meneer, ek wil u 'n teenvraag vra, en as u my hierop kan antwoord, dan sal ek nog dalk probeer deny dat daar nie 'n God is nie. En ek sê vir hom, hy moet vir ons sê, wat waai daar teen die bome en wat waai daar teen die blare? En hy sê vir my, dit is wind. Ek sê, okay, as dit wind is, gee my dan die kleur van die wind. En hy sê, jongman, maar wind kan jy nie sien nie. Ek sê, okay, so wind kan jy nie sien nie, maar jy sien die uitwerking wat die wind nalaat op die bome en die blare, net so is dit. God kan jy nie sien nie, maar jy kan die uitwerking sien wat die gees van die Here in ek en u se lewe doen. Die Bybel sê ons almal het rondgedwaal soos skape en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van die Here. En dan sê die Bybel ook nou vir ons, toe ek en u nog swak was, het die Here Jesus Christus juis op die regte tyd aan die kruis gesterwe vir ek en u. En ek wil iemand vandag bemoedig wat op die punt staan om sy geloof prys te gee. Wil ek jou sê, mama, jong man, jong pa, jong seun, jong dogter, bly hou jou geloof. Want geloof is die vaste vertroue op dit wat ek hoop, 'n bewys van dit wat ek nie sien nie. En daarom wil ek jou bemoedig vandag om jou geloof in die Here Jesus Christus weer eens te kry. Behou jou geloof. Die Bybel sê uitdruklik, dis 'n vaste
vertroue. Nie een van ons het al God gesien nie, maar ons weet, dit wat hy gedoen het 2000 jaar aan die kruis vir ek en u was meer as genoeg. Geloof gaan gepaard met die genade van die Here Jesus Christus. Sy genade is vir ek en u meer as genoeg. Ons word nie beweeg deur wat ons sien nie, maar ons word beweeg deur wat ons glo. En daarom wil ek jou vandag sterk bemoedig deur jou te sê dat geloof is die vaste vertroue op dit wat ek hoop. Met ander woorde, as jy hoop vir iets om te gebeur in jou lewe, bly hou jou geloof. Moenie opgee of ingee op die lewe nie, bly hou jou geloof. As jy die Here vertrou vir dinge om te gebeur in jou lewe, moet jy verstaan, dis nie jou werke wat jou geloof gaan bou nie. Dis hoe jy glo. Kry jou mindset vandag reg en sê, vandag aanvaar ek die woord van die Here, wat deur die uitsending gespreek word tot my. En die Here wil vandag hê, ek en u moet ons geloof in hom vassit. Hou vas aan jou geloof. Miskien kyk ek en u vandag na die program en ons sê vir onsself, ons vertrou die Here vir 'n wonderwerk om plaas te vind in ek en u se lewe. Miskien kyk u vandag na die program en u wonder hoe u dit gaan maak deur hierdie maand. U familielid is dalk in die hospitaal opgeneem en u wag dalk net vir die hospitaal om te skakel deur te sê jou vriend of jou pa of jou broer of jou neef het dit nie gemaak nie, maar weet vandag, die Bybel sê, deur sy wonde het daar vir ek en u genesing gekom, en ek wil jou geloof boost vandag, en ek wil hê, jy moet vashou aan jou geloof, want dit is so belangrik in die tyd, dat ek en u geloof in God moet het, geloof in sy woord moet het. Somtyds wag ons vir iemand anders om vir ons 'n woord te gee, maar ons kan ons gees voed deur die woord van die Here te lees, en 'n mens kom agter, hoe meer jy Bybel lees, kom jy agter dat die woord, die Bybel bestudeer ek en u self. Al die antwoorde wat ek en u nodig het, is in God se woord. En daarom kan ek en u gaan in ons binnekamer en die deure agter ons toe gaan maak en bid tot ons verborgene God, hy wat in die geheim is, gaan ek en u in die lig openbaar. Ek wil klem lê op hierdie gedeelte dat die geloof is dus 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Terwyl ek en u aan die kant van die lewendes is, sê die Bybel, is daar hoop vir ek en u. En wanneer ek en u die Here Jesus Christus aangeneem het as ons persoonlike verlosser en saligmaker, volgens Johannes 1 vers 12 sê die Bybel, almal wat die Here aangeneem het, het hy die reg gegee om kind van God genoem te word. Is nie jou werke, familie en vriende wat jou 'n kind van God maak nie, is jou belydenis. Die Bybel sê, as jy met jou hart glo en met jou mond bely, sal ek en u gered word. Al wat ek en u vandag moet doen, is om weer eens ons geloof in die Here Jesus Christus terug te kry. Die Bybel uitdruklik sê, die geloof is die vaste vertroue op dit wat ek hoop, moet ek en u weet dat ons hoop sal nie beskaam staan nie. Jesus Christus het 2000 jaar terug aan die kruis gesterwe vir ek en u, en hy het hy geloof in ons harte kom plaas, en daarom wil ek jou bemoedig om jou te sê, moenie opgee op jou man nie, moenie opgee op jou kinders nie, moenie opgee op jou vrou nie, moet nie opgee nie. Miskien het u nou al vir die hele jaar u CV's oral ingegooi vir werk,
en u het nog nie 'n antwoord gekry nie, wil ek jou vandag bemoedig deur jou te sê, behou jou geloof. Môre sal die son weer skyn. U sal dan weer 'n werk kry. Behou jou geloof in die Here Jesus Christus. Moet asseblief nie opgee op die lewe nie, van dis die vaste vertroue op dinge wat ons hoop. God se woord sal nooit ledig terugkeer nie. As ek en u vandag besluit, ons maak ons mind op en ons glo die woord van God oor ek en u se lewe. Die Here is nie 'n mens se kind dat hy sal lieg nie. Die Here sal ons nooit, sy woord sal nie ledig terugkeer nie. En as die Bybel sê, is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Kyk vandag na ek en u se lewe, hoe ons groot geraak het, hoe ons in sonde groot geraak het, maar toe ons met ons mond bely en met ons hart glo, het die Here ons lewe radikaal verander. En al wat jy vandag moet doen, is om net die woord van God te glo oor jou lewe. Elke belofte in die Bybel is ja en amen. Maak nie saak waardeur jy gaan nie, aanvaar God se woord. Wanneer jy op kruispad kom in jou lewe waar jou geloof begin swak word het, sê die Bybel, as jy geloof het soos 'n mosterdsaad, sal jy vir hierdie berg sê, berg skuif. En ek wil jou vandag bemoedig, meneer en mevrou, kry jou geloof in die Here Jesus Christus terug. Moenie ophou hoop nie. Weet ons sal hom sien van aangesig tot aangesig. Hy het dit al reeds gedoen aan die kruis vir ek en u. En vandag kan ek en u boldness vat en sê, ek gaan my geloof behou. Al wat u vandag moet doen is om hulle by jou werk, by jou werkskollegas om te sê, bly hou jou geloof. Vir jou familie te sê, ons het nog nie wat ons moet het nie, maar ons word nie beweeg deur dit wat ons sien nie, ons glo vandag, ons het dit. Ek wil jou vandag sterk bemoedig, as jy dalk siek is, jy weet nie watter kant toe om te gaan nie, bly hou jou geloof. Want geloof is die vaste vertroue op dit wat ons hoop, 'n bewys van dit wat ons nie sien nie. Ek wil jou vandag bemoedig deur jou te sê, bly hou jou geloof in die Here Jesus Christus. Moet nie opgee op jou geloof nie. Die Bybel sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat ek en u nie hoef verlore te gaan nie. Ek en u kan net daar waar ons nou is, kan ons die Here aanneem as ons persoonlike verlosser en saligmaker. Daarom skryf Matteus 6 vers 33 en hy sê, soek eers die koninkryk van die Here Jesus Christus en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Ek wil iemand vandag sê, ons het nog nie die Here Jesus Christus gesien nie, maar ons weet in wie ons glo, ons hou vas aan die evangelie. Van die evangelie is 'n krag tot redding vir die wat glo, sal nooit verlore raak nie. Ek wil jou vandag bemoedig deur jou aan te raai om jou geloof in die Here Jesus Christus te sit. Die Bybel sê daar is net een deur na God toe en dit is deur sy seun Jesus Christus. Die Bybel sê, toe Jesus aan die kruis gesterwe het, die voorhangsel in twee geskeur en dit gee jou direkte toegang. Jy het nie nodig om te wag vir Sondag se erediens om jou lewe vir die Here Jesus Christus te gee nie. As jy vandag, as die Gees van die Here met jou praat vandag en jy sê vandag, wil ek hê evangelis Nathan, u moet vir my bid. Ek wil my verhouding met die Here weer herstel. Vandag hoor ek nou, dat ek moet nie eers my lewe regmaak,
sodat die Here my lewe kan verander nie. Vandag moet ek 'n geloofsbesluit maak om die Here 'n kans te gee in my lewe, om die Here aan te neem as my persoonlike verlosser en saligmaker. Hoor dit, familie en vriende, geloof is die vaste vertroue op dit wat ons hoop, 'n bewys van dit wat ons nie sien nie. Die Bybel sal nie melding maak daarvan dat geloof is 'n vaste vertroue. Jy hoef nie jou kop te sak vir die evangelie nie. Staan vas vir die evangelie. Nog net 'n klein tydjie, maar dit wat die Here gedoen het aan die kruis vir ek en u is meer as genoeg. Vader, ek kom vandag en ek bid vir elke Suid-Afrikaner, elke inluisteraar wat geluister het na die woord van u. Ek bid dat Here, dat u ons sal optel en versterk, Here. Gee weer ons as mense se geloof terug, sodat ons besef, Here, ons word nie beweeg deur wat ons sien nie, maar deur dit wat ons glo, Here. Here, stort u Heilige Gees oor ons uit, Here, en laat u Heilige Gees nooit van ons af sal weggaan nie. Ek bid vandag, Here, dat u elke kyker se geloof sal versterk. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, word dan nou verheerlik in ons lewe, in Jesus naam. Amen. Baie dankie familie en vriende vir julle wat ingeskakel is. Weet dit vandag dat geloof is die vaste vertroue op dit wat ek hoop, 'n bewys van dit wat ek nie sien nie. Die Here seën jou, die Here versterk jou. Evangelist Nathan Besuidenhout. Amen.